Hoe lekker is dit nie om saam met julle te kan kuier nie. My naam is Erika Meiburg en ek lei saam met Aubrey Meiburg die Braaimor Campus hier in Gqeberha, Port Elizabeth, Dubai, GQ, noem dit wat jy wil, maar ons kuier lekker saam hier uit Port Elizabeth uit saam met julle. Wat 'n heerlike voorreg om saam met elke Hebrews vriendin saam te kan kuier. Kan jy glo ons is al by ons 4de sessie van hierdie wonderlike journey deur die boek Hebreërs. Met elke sessie sien ons meer van ons tema van die jaar, His Glory, Our Story. En dis my gebed vandag, waar ons in hierdie sessie lekker diep gaan sak in wat die verlossing is wat Jesus verkondig het. In ons eerste 3 sessies het ons gefokus op Jesus. In die eerste sessie het ons gefokus op Jesus as koning en God as Jesus. En ons het gesien, Jesus is die erfgenaam van alles, die een vir wie God sê, jy is my seun en ek is vir jou 'n vader. Hy sit aan die regterhand van God. Hy is die gesalfde koning. As ons na Jesus kyk, sien ons God. Hy is die uitstraling van sy heerlikheid. Hy is die afdruksel van God se wese. In ons tweede sessie het ons gekyk na hoe lyk die dood van Jesus as ons deur hierdie bril kyk. Jesus as koning en God as Jesus. Ons sien God se liefde. Ons sien God se oorwinning. Van Dawid se tyd reeds was dit die belofte, die laaste koning, die een wat vir ewig gaan leef, gaan ook vir God 'n huis bou. Jesus het deur sy offer aan die kruis vir God 'n huis gebou, en die huis is ons. In sessie 3 het ons gesak in die feit dat as Jesus koning is, en God is Jesus, dan word dit ons wêreldbeeld. Hy word ons wêreldbeeld. Hy word die manier waarna ons na alles kyk. Onthou julle die alle dinge verwysing? Met ander woorde, hy is die erfgenaam van alles, hy dra alle dinge deur die woord van sy krag, alle dinge word herstel, alle dinge word nuut gemaak, niks is uitgesluit nie, niks het nie met Jesus te doen nie, en Jesus het met alles te doen, hy is koning van alles. Hierdie fondasie in die eerste 3 sessies is baie belangrik, as ons gaan gesels oor verlossing. Nou Hebreërs 2 lei hierdie tema van verlossing in. Ons hoor weer hoe die Hebreërs skrywer ons uitnooi om aandag te gee aan dit wat ons gehoor het. Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. So ons moet aandag gee met hierdie bril, Jesus as koning en God as Jesus. Wat beteken dit as ons sê, Jesus het vir ons sondes gesterf? Kom ons gaan kyk in Hebreërs 2 vers 2, want as die boodskap wat deur engele verkondig is inderdaad bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatige straf ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Die skrywer praat hier van die eerste verbond. Die Hebreërs skrywer sê, dit was deur engele verkondig. Met ander woorde, God het deur engele gewerk. Die eerste verbond was altyd 'n tydelike ding, maar dit was 'n ernstige ding, want dis wat God sê, as dit dan so 'n ernstige ding was, dit wat God deur engele kom doen het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Hierdie laat my dink aan die storie van die man wat in vloedwaters vasgevang was. Hy het gebid dat die Here hom moet red. 'n groot stok hout het verbygedryf. En hy kyk vir die stok en hy sê, Here, red my. En dan kom 'n bootjie verby. En hy kyk vir die bootjie en hy sê, Here, red my. En dan kom 'n helikopter. Hulle laat sakke tou. En hy kyk en hy sê, Here, red my. Natuurlik het hy verdrink, want hy kon nie kop bo water hou nie. En toe hy natuurlik vir God sien, nadat hy dood is, vra hy vir God, Here, hoekom het U my nie gered nie? En die Here antwoord, ek het 3 keer probeer. En dis wat God nou doen deur sy seun. Dis redding, dis verlossing. En daar gaan mense wees wat sê, nee dankie, dis baie erg. Maar dis wat hy hier sê, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Ons lees verder in Hebreërs 2 vers 3. Hierdie verlossing is eers deur die Here verkondig en daarna aan ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het, terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en deur die gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel is soos hy dit goed gevind het. Nou ons lees hier dat hierdie verlossing eers deur Jesus verkondig is. Wat is hierdie verlossing wat hy verkondig het? Daar is soveel plekke in die Bybel waar Jesus dit verkondig. Maar ons fokus vandag op Markus 1 vers 15 waar ons lees. Tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die goeie nuus.
Ook in Lukas 16 vers 16, die wet en die profete was tot met Johannes se doop. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Wat hoor ons? Die verlossing wat Jesus verkondig het, is God se koninkryk. Dis waaroor ons alreeds in vorige sessies gesels het, nie waar nie? Jesus is die koning wat onder alles ingekom het, wat alles dra na God se bedoelde bestemming. Hy is koning van alles en hy maak alles nuut. Dis die verlossing. So die verlossing is eers deur Jesus verkondig en die mense wat hom gehoor het dit oorgedra. Ons lees dit natuurlik in die 4 evangelies. Al die ooggetuies se verhale is oorgedra aan my en jou. Maar terselfdertyd het God saamgewerk. Al die tekens wat Jesus en die apostels gedoen het, was God. So hemel en aarde het saamgewerk om hierdie verlossing aan te kondig. Dis groot. Hemel en aarde, 'n mens en God wat saam die verlossing aankondig. Met ander woorde, die prentjie van verlossing is baie groter as net ons redding. Alles wat ons tot nou toe gehoor het, lees ons oral in die Bybel van hierdie selfde verlossing. Ons lees dit verder ook in Kolossense 1 vers 16 en 20. Want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Ons lees in Openbaring 21 vers 5. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Jesaja 65 vers 17. Ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die vroeërs sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in mense se gedagtes opkom nie. Liewe vriendin, ek wil jou uitnooi. Ons gaan die video nou vir so 10 minute stop en dan wil ek jou uitnooi om saam te gesels oor watter gedagte, emosie of vraag kom by jou op as jy hoor dat God alles nuut gemaak het en dat dit is wat die skrif met verlossing bedoel. Met ander woorde, as ons besef, hierdie verlossing van die nuwe is meer as net ons redding.
Ons gaan nou verder gesels oor hoe hierdie verlossing wat Jesus verkondig het op toepassing is op die mens, op my en op jou. Ons lees in Hebreërs 2 vers 5, want hy het die komende wêreld waarvan ons praat nie aan engele onderwerp nie. Kan jy hoor die woord komend? Dis 'n toekomstige wêreld en 'n tyd gaan aanbreek waar die hele wêreld nuut gemaak is. Dis verlossing, alles is nuut. En ons lees ook hierdie toekomende wêreld het God nie aan engele onderwerp nie. Ons sien hier die Hebreërs skrywer zoom nou in. Nou kom die mens ter sprake, ek en jy. Hebreërs 2 vers 6 tot 7 lees ons, maar iewers het iemand dit uitdruklik bevestig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mens se kind dat u na hom omsien? U het vir hom 'n kort rukkie minder as engele gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. Gaan gou terug saam met my na Psalm 8. As ons Psalm 8 lees, dan sien ons iets van God se visie in Hebreërs 2. Psalm 8 vers 5. Wat is 'n mens dan dat u aan hom dink? 'n mens se kind dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete gestel.
Lees verder saam met my in die woord. Hebreërs 2 vers 8 tot 9. Hy het alles onder sy voete gestel. Deur alles aan hom te onderwerp het hy immers niks oorgeslaan wat nie aan hom onderwerp is nie. Nou sien ons egter nog nie dat alles aan hom onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. Hy wat deur sy lyding tot in die dood vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak is, sodat hy deur God se genade ter wille van almal die dood sou ervaar. Wat sien ons? Hier is 'n visie wat God van die mens het. Wat is hierdie visie? Om saam met God te heers oor alles wat hy geskep het. Ons lees nog nie. As ek en jy hoor nog nie, beteken dit mos iets is nog op pad. So ons besef hier, God het van die begin af 'n plan gehad met die mens en met sy hele skepping. En hierdie plan is deur Jesus accomplished, reggekry. Die mens waarvan ons hier lees, in Engels praat ons van Son of Man, is Jesus volgens Daniël. Veral Daniël 7. Nou in Daniël 7 lees ons, hy het 'n visioen gesien, hy het empires gesien, wat die wêreld misvorm het, die wêreld van wie God die skepper is. En dan word daar trone reggesit, en die Ancient of Days, die oue van dae, gaan sit op een troon, en hy judge die monsters, en die empires, en dan sien Daniël, daar kom een, soos die seun van die mens met wolke, na die oues van dae. En aan hom word die koninkryk gegee. Maar dan vra Daniël vir die boodskapper, wat beteken dit? Die eerste ding wat die boodskapper sê, die heiliges van God sal die koninkryk in besit neem. Daniël sien enkelvoud, seun van mens, maar die boodskapper sê meervoud. Psalm 8 sien enkelvoud, seun van die mens, maar God se plan is om baie na die heerlikheid te lei. So ons sien enkelvoud is mens, mensekind, Son of Man, word meervoud, heiliges, ons wat in Jesus glo. Ons lees in Hebreërs 2 vers 10, dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei, die leidsman van hulle verlossing, deur lyding tot volmaaktheid sou bring. In 'n Engelse vertaling sê dit, this is how it worked out. So ons kan eintlik maar net as te ware sê, this is how it worked out, dubbelpunt. God wat alles geskep het, vir wie en deur wie en tot wie alle dinge is, het iets kom doen deur Jesus, sodat hy baie na heerlikheid toe kan lei. Maar wat is hierdie heerlikheid? Heerlikheid is nie 'n ervaring van, hoendervleis nie. Heerlikheid is God se plan met die mens en sy hele skepping. Heerlikheid is God se teenwoordigheid, sodat hy saam met die mens kan heers. Alles is nog nie aan ons onderwerp nie, maar alles is klaar onder hom onderwerp. Ons lees in Hebreërs 2 vers 10, die leidsman van hulle verlossing. 'n Engelse vertaling praat van the author and the finisher, the first occasion of. Julle het al gehoor die Bybel praat van Jesus as die eniggeborene, die mens, God wat mens geword het. Hebreërs sê, Jesus is die eerstgeborene. Waarvan? Van 'n nuwe mensfamilie, van hierdie nuwe heerlikheid familie. Jesus is nou die prototype van ons. Ons lees, ons sien nog nie, maar ons sien Jesus. Daar is 'n bietjie van 'n misterie, is dit nie? Nou ek gaan vir jou 'n droom vertel, wat Gerard van Rensburg gehad het. Hy het gesê ek mag dit gebruik, daar's glad nie kopiereg daarop nie. So die droom gaan so. Een aand het hy 'n boek gelees, en toe hy klaar gelees het en sy kop daai kussing tref, toe weet hy gaan vanaand iets baie belangriks droom. En dit gaan ons 'n bietjie help om te verstaan wat Hebreërs vir ons sê. Hy droom daar is 2 wêrelde. In die een wêreld is daar 3 volwassenes en in die ander wêreld is daar 'n kind. Maar dinge is nie reg by die kind nie. Dit's fout. Hy's vreesbevange. En die 3 volwassenes praat met mekaar en hulle sê, hulle moet hierdie kind gaan help. En Gerard sê dit is daarom sy droom. Hy sal gaan. Daar sê so iewat wat van 'n ritueel of 'n ding en woeps, skielik is hy in die kind se wêreld in. Maar hy sien toe die kind se wêreld is net soos 'n kamer. En toe Gerard verskyn in die kamer, skrik die kind hom boeglam. Nou is hy eers verskrik. Gerard dink toe, ek gaan hom moet vashou, dan gaan hy my voel, en hy probeer hom nader trek, maar die kind skop en spartel, met alle mag. En Gerard weet nie hoe gaan hy hierdie boodskap by die kind uitkry nie. En wat is hierdie boodskap? Alles gaan oukei wees. Hy sien toe die kind het draadjies.
En hy sê toe vir die kind om nader te kom en wys vir hom sy tande. Gerard wys vir hom sy tande. Kyk my tande. Dis mooi tande, nee. So hoop so Gerard. Die kind kyk en hy's bang en hy sê ja en Gerard sê toe vir hom, sien jy? Alles gaan oukei wees. En in daardie oomblik besef die kind, Gerard is hy, net in die toekoms. En toe hy dit besef, toe ontspan hy en Gerard tel die kind op sy skoot en hy sê toe vir hom, dis ons geheim. En hy skrik wakker met Paulus se woorde, die misterie van God, wat al die eeue geborge is nou geopenbaar deur Christus. Liewe vriendin, as jy Jesus sien, stap jy in jouself vas. His glory, my story. Jy stap in jouself in, maar dit is 'n proses. Daar's draadjies, is altyd lekker nie, seer, maar daar's geen manier dat die proses gaan faal nie. Met ander woorde, die prentjie van verlossing is groter as net die menseredding. En die menseredding beteken hierdie nuwe menswees wat by Jesus begin het. Ons gaan nou weer stop om saam te gesels. Wat kom by jou op as jy hoor dat wanneer jy na Jesus kyk, sien jy wie jy nou is?
Ons het nou gehoor van die verlossing wat Jesus verkondig het. Ons het gesels oor hoe die verlossing op die mens, op my en jou van toepassing is. Nou gaan ons gesels, hoe het Jesus dit reg gekry? Hoe het hy dit ge-accomplish? Ons gaan baie in die komende jaar praat oor hoe lewe ons vanuit hierdie nuwe realiteit. En ons gaan ook 'n reeks doen, Divine Inclusion, so maak seker jy mis dit nie. Lees saam met my in Hebreërs 2 vers 11 tot 15. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie, wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, en die byeenkoms sal ek u lof besing, en ook, ek sal my vertroue steeds in hom stel. En ook, kyk, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan ons vlees kry, sodat hy deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak, en sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Die skrywer haal hier Psalm 22 vers 14 aan. Ek sal u prys, u naam verkondig aan my broers. Vers 1 van Psalm 22 sê, my God, waarom het u my verlaat? Klink hierdie woorde vir jou bekend? Psalm 22 staan bekend as die kruispsalm. Wanneer jy die psalm lees, is dit amper asof iemand by die kruisiging gestaan het. As ons Hebreërs 2 vers 11 tot 15 lees, dan wanneer ons sê, ons is kinders van die Here, kan jy sien uit daai teksverse hoe waar dit is. Ons is 'n familie. Ons is met eer en heerlikheid gekroon, volgens Psalm 8. Hebreërs 2 vers 11, wat sê, hy wat heilig maak, dit is Jesus. Hulle wat geheilig word, dit is ons. Hoe het Jesus dit reg gekry? Deur sy dood het hy dit reg gekry. Ons is sy broers, familie en sissies. Ons lees Hebreërs 2 vers 11, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy is die eerstgeborene van 'n nuwe mensfamilie. Ons kan Jesus se familie wees waaroor hy hom nie skaam nie. Hy is die eerstgeborene van 'n nuwe familie. Dis wat sy dood vermag het. Ons lees weer in Hebreërs 2 vers 12 tot 13, wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, en die byeenkoms sal ek u lof besing, en ook, ek sal my vertroue steeds in hom stel, en ook, kyk, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe staan 'n hele nuwe mensdom saam met hom op. Dis ek en jy. Jesus is die begin van 'n nuwe mensfamilie. Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Lees gou saam. Aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak, en sodat hy hulle wat vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Ons was slawe. Ons was in 'n toestand van slawerny. Hy het deelagtig geword in vlees en bloed. Daar was 'n vereenselwiging van Jesus met ons. Ons is deel van hom. Deel, hierdie woordjie, dieselfde woord kry ons ook in Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broers, is ons deelgenote van 'n hemelse roeping. Hy het hom vereenselwig met ons toestand, en deur dit het ons nou deel aan hom, en ons het deel aan sy hemelse roeping, ons hemelse roeping. Dis wat Jesus kom doen het, terwyl ons slawe was. Daar is niks wat ek en jy kon doen nie. Die mens was in 'n toestand van slawerny, ons is verlos, dit is net genade. Hebreërs 2 vers 16 lees ons, want hy is verseker nie oor engele besorg nie, inteendeel hy is oor Abraham se nageslag besorg. Daarom moes hy in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Want omdat hy self gelei het en toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Dit is wat God in Jesus kom doen, sodat ons almal kan vrykom. Dis nie net verlossing uit slawerny nie, maar ons word seuns en dogters, ons word gelei tot heerlikheid, ons word deel van 'n nuwe familie. Jesus het deur sy dood hoëpriester geword, die persoon wat namens die hele volk in die allerheiligste ingaan. Hierdie hele mensdom was in daardie een persoon. Die hoëpriester het die hele volk by God verteenwoordig. Jesus is nou ons volmaakte hoëpriester,
wat ons deur sy dood by homself kom insluit het, sodat ons nou kan deel hê aan die heerlikheid familielewe, wat God van die begin af die mens voorgemaak het. So dit is wat ons hier hoor. Jesus het iets kom doen, deur die genade van God. Onthou julle, shared identity. Toe God mens word, het hy iets kom doen, wat jou en my insluit. Hy is nou ons hoëpriester. Ons is ingesluit in Jesus. Hoe? Hy het gekom as mens. Hy het deel gekry aan ons, dus ons is deelgenote. Ons hoor, ons was in 'n toestand van slawerny. Hy het die dood van 'n slaaf gesterf, en deur dit het hy ons ingesluit. En nou is ons saam met hom, deelgenote van Christus. Dit is ons verlossing wat Jesus bewerk het vir die mens. Nou neem ons deel aan God se verlossingsplan vir sy hele skepping. Sy koninkryk maak alles nuut. Dit is die verlossing wat Jesus bewerk vir sy hele skepping. Hy het die hele mensdom kom insluit. En toe hy sterf 'n ou manier van mens wees. En toe hy uit die dood uit opstaan, toe nie net meer enige gebore nie, maar nou eersgeborene van die nuwe familie. My en jou nuwe identifikasie, ons nuwe identiteit. Ek wil jou uitnooi om iets saam met my te doen. Hier is 'n kruisie agter my, en hier het ek 'n naamkaartjie, of althans 'n name tag, met 2 papiertjies. Ons was in 'n toestand van slawerny. Ons het dit gehoor. Ons was slawe van die sonde, slawe van die dood, slawe van vrees. Dit was ons ou identiteit. Wat se identiteit van die ou manier van mens wees dra jy nog? Watter leuns glo jy nog oor jouself? Wat is die ou manier van mens wees waarin jy nog vashou? Dalk is dit twyfel, dalk is dit vrees of skaamte, seer, verwerping, uitgesluit, waardeloos, ongeliefd, nie goed genoeg nie. Dit maak nie saak nie. Ek wil hê jy moet dit neerskryf op een van die papiertjies. En ek wil hê jy moet dit, hierdie ou mens wees wat jy neergeskryf het, na die kruis toe bring. Hier na die plek waar Jesus dit accomplish het, reg gekry het. Kom sit dit teen die kruis vas. Jesus het dit kom dra vir jou, sodat jy saam met hom kan opstaan in jou nuwe mens wees, jou nuwe identifikasie, jou nuwe identiteit. Hy het jou kom nuut maak. Jy is deel van alles en jy heers saam met hom oor alles. Jy is nou ingesluit in Jesus se storie. Daai jy die woorde, ons tema vir die jaar, His glory, my story. Onthou jy ook, jy loop in Jesus vas. Het jy 'n nuwe identiteit? Ja, jy het. Jy het 'n nuwe identifikasie. Wat is die nuwe identiteit? Ons is na heerlikheid toegelei, sodat ons saam met God kan heers. Ons is deel van God se plan. Ons is deelgenote, kind van God, familie van Jesus. Een pa, een vader, broers en sissies, dogter van die koning. From being a slave to royalty. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Ons is nou ingesluit in 'n koninklike familie. So neem die ander etiket en skryf nou jou nuwe identiteit neer. Jy wat nou deel is van sy koninkryk, van sy nuwe mensfamilie, wat nog altyd sy plan was. Dit is my en jou uitdaging, om in ons nuwe identiteit te leef, en nie meer vas te hou aan die leuns nie. His glory, my story. In ons volgende sessie gaan ons kyk na hoe leef ek hierdie realiteit, hoe maak ek dit my eie? En ons gaan ook 'n reeks Divine Inclusion doen, ek het vroeër daarvan gepraat, waarin ons verder in hierdie nuwe identiteit gaan sak. Liewe vriendin, ons identifikasie is in ons roeping. Ons is deelgenote van Christus. Ons het dieselfde roeping. Ons is ingesluit. His glory, my story.